Ons is by mekaar in die naam van die Almagtige Heer wat hemel en aarde gemaak het. Die woord sê, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my lewenspad. Genade, vrede en liefde van God ons Vader, van Jesus Christus ons Heer en van die Heilige Gees. Amen. Die gemeente sing van 388 in die liedboek, strofe 1 en 3, dis Ou Gesang 132, ook strofe 1 en 3. Die woord het deur die oor, die boodskap reeds gebring, van Jesus se geboorte en sy vernedering. Wie sou ons so verwag het, so sonder koningskroon, as mense seun gebore, het hy by ons kom woon. Psalm 388 in die liedboek, strofe 1 en 3, dis Ou Gesang 132, ook strofe 1 en 3. Na die wet in die gemeente Gesang 260 in die liedboek, strofe 4 en 8, dis Ou Gesang 245, ook strofe 4 en 8. En na die belydenis Gesang 245 in die liedboek, strofe 2 en 3, dis Ou Gesang 230, ook strofe 2 en 3. Gemeente, waar ken ons van sonde en ellende? Ons ken dit uit die wet van God. Luister dan met aandag na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeeld trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen, nie jy, of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sy land bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag niemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n skaap of skaapin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Aangesien ons probeer opnuut ons sonde en ellende uit die wet erken, dat ons skuld bely in die sin van Gesang 260 in die liedboek, strofe 4 en 8, is Ou Gesang 245, ook strofe 4 en 8. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, in die mond bely ons en ons word gered. Laat ons dan 'n belydenis van ons algemene Christelike geloof doen en laat elkeen van ons in sy hart soos volg spreek. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek
glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Aangesien dat ons geloof gelei het, laat ons ons lewe aan die Here toewy in die sin van Gesang 245 in die liedboek, strofe 2 en 3, Ou Gesang 230, ook strofe 2 en 3. Ons lees Psalm 94 van vers 8 af en dan 2 Korintiërs 3 van vers 4 af. Psalm 94 van vers 8 af en 2 Korintiërs 3 van vers 4 af. Gebruik tog julle verstand, julle wat so dom optree onder die volk, julle dwaase. Wanneer wil julle dan verstandig word? Sou hy wat vir ons ore gemaak het, self nie kan hoor nie? Sou hy wat vir ons oë gemaak het, nie kan sien? Sou hy wat die nasies opvoed, nie ook straf nie? Sou hy wat die mensdom onderrig, self niks weet nie? Die Here ken die gedagtes van die mens, hy weet beteken niks. Het gaan goed met die mens wat deur u opgevoed word, Here. Vir wie u onderrig in u woord, vir wie u rus gee na tye van teëspoed. Maar vir die goddelose word die graf reeds gegrawe, die Here verstoot nie sy volk nie. Die volk wat aan hom behoort, laat hy nie in die steek nie. Die regspraak sal weer regverdig wees, alle oprechtes sal hulle daaraan kan hou. En 2 Korintiërs 3 van vers 4 af. Ons sê dit, omdat ons deur Christus ten volle op God vertrou. Uit onsself is ons nie in staat om iets te bedink, asof dit uit onsself kom. Ons bekwaamheid kom van God, wat ons bekwaam gemaak het, om bedienaars van 'n nuwe verbond te wees. Nie van die letter nie, maar van die Gees. Die letter maak dood, die Gees maak lewend. Dan van vers 12 af. Omdat ons hoop hierop gevestig is, tree ons met groot vrymoedigheid op. Ons is nie soos Moses wat sy gesig met 'n sluier toegemaak het nie. Dit moes hy doen om te verhinder dat die volk van Israel sou sien dat die ligglans aan verdwyn was. Hulle verstand was ook toe. En vandag nog bly hulle verstand met dieselfde sluier toegemaak as hulle die Ou Testament lees, maar die sluier word deur Christus weggeneem vir iemand wat in hom glo. Maar vandag nog, elke keer as die wet van Moses voorgelees word, is daar 'n sluier oor hulle verstand. Van Moses sê die skrif egter, elke keer as hy hom na die Here wend, word die sluier weggeneem. Die Here beteken hier die Gees, en waar die Gees van die Here is daar vryheid. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Tot sover lees ons uit die Heilige Woord. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord staan tot in ewigheid. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, wat 'n pragtige genade is dit, dat U ons aanraak. Soos wat ons harte van nature is,
is dit baie vinnig dat 'n mens by moord en doodslag eindig. Soos wat ons harte sonder die geloof is, sal ons altyd net 'n spoor van geweld en hartseer agter ons laat. Maar U raak ons aan en U leer ons om lief te hê. U woord sê so mooi, ons het lief omdat U ons eerste lief gehad. En in daardie bewussyn kom ons by mekaar. Deur die geloof weet en ken en verstaan ons Heer. As dit van ons afhang is ons verlore, nog voordat dit begin het, en as dit van U afhang, is daar redding en hoop en blydskap. U kry dit reg om 'n sondaar mens se hart so aan te raak dat ons verander. Deur die Heilige Gees is dit moontlik dat ons kan onderskei tussen goed en kwaad, en dat ons kan terugkyk om te sê, maar dis genade waar ons U wil doen. Ons pleit en ons vra Trou Vader vir U teenwoordigheid en die werking, dat U woord sal oopgaan, dat U woord in ons harte inslaan, om ons harte, ons siele en ons lewens te verander. Dit bid ons in Christus naam. Amen. Gesang 395 in die liedboek, dit is Ou Gesang 123. Die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 24, ons glo dat die ware geloof in die mens voortgebring word deur die hoor van die woord van God en deur die werking van die Heilige Gees. Dat die geloof ons wedergebore laat word, tot 'n nuwe mens maak, ons 'n nuwe lewe laat lei en ons van die verslawing van die sonde bevry. Dit is daarom onmoontlik dat hierdie heilige geloof niks in die mens tot stand sou bring nie. Ons praat ons nie van 'n dooie geloof nie, maar van wat die skrif noem 'n geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan. Wat die mens beweeg om hom voortdurend te oefen in die werke wat God in sy woord beveel het. Die werke is, as hulle uit die goeie wortel van die geloof voortspruit, goed en vir God welgevallig, omdat hulle deur sy genade geheilig is. Broers en susters, die teksvers vir ons preek is Psalm 94 vers 11. Die Here ken die gedagtes van die mens, hy weet dit beteken niks. Ons kyk in die lydenstyd na verskillende temas van lyding, van swaar kry, van dit wat die Here Jesus vir ons deurgegaan het. En ons kyk ook na dit wat ons op aarde beleef, terwyl ons op die aarde ons tyd het. Vanoggend vra ons die vraag, hoe ernstig was die sondeval? Want deur die geskiedenis het die mense al 'n hele paar keer begin om op allerlei maniere te sê, maar die mens het hier nou so 'n stukkie in hom wat nog bietjie goed is. Iemand anders het op 'n stadium gesê, maar daar is 'n stuk van God in elke mens. Of die mense het gesê, al wat hoef te gebeur is, dat die Heilige Gees 'n vuurtjie in ons siele moet aansteek, en dan is die mens op pad. Dan kan 'n mens nou alles verduidelik, wat in die wêreld so mooi en so edel plaasvind, en alles wat die mensdom reg kry. Daar was selfs, maar dit is nou baie lank gelede, 'n besluit gewees,
wat gesê het dat mense buite die geloof, as hulle nou naby genoeg aan dit leef wat God in sy woord skryf, maar hulle is nie gelowig nie, dan kan 'n mens ook gered word. So ons moet baie fyn hoor, die mensdom hou nie daarvan, as die woord vir ons sê, dat ons onsself nie kan red nie. Die mensdom hou nie daarvan, as ons geheel en al van God se genade afhanklik is nie. En dis van daar waar die ou beginsel geld, as die mens kan sê, ja, maar, dan vat hy die kans en dan probeer hy om 'n verklaring te kry oor hoe hy homself kan red, of hoe oulik ons nou eintlik is. Een van die heel moeilikste dinge vir 'n mens om te verklaar, is die vraag, as die mens dan heeltemal verlore is op sy eie, as ons dan nou so vreeslike sondaars is, hoe kry ons dit dan reg dat ons iets doen wat goed en mooi en reg is? Hoe kry ons daai twee punte by mekaar? Hoe werk dit dat 'n gelowige mens volgens die wil van God leef, as ons dan nou in die Bybel sê, daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. En ons mense hart is 'n spesialis daarmee om homself uit die hoek uit te praat. As ons dan nou gaan kyk en die mense sê, maar kyk net wat het ons alles reg gekry, dit kan tog nog nie wees dat ons sulke skurke is. Baie eenvoudige ding is die hele saak van atoomenergie. Kyk hoe oulik het die mense al daai plan reg gekry, dat ons die energie van atoomkrag kan gebruik om mense te gesond te maak. Dit kan 'n mens baie siek maak. As jy hom reg gebruik, dan sê die dokters, dit kan 'n mens gesond maak. Ons die vraag, is dit dan nie 'n bewys van hoe oulik ons is? Ja, ons sou dit seker kan sê. Maar waarmee meet ons, as ons wil sê dat die mens 'n prestasie behaal het? Dan kyk ons na die mens en ons meet hom aan homself, en ons kyk na dit wat op die aarde geld, en dan sê ons, joh, maar die mens is oulik. Nou moet ons altyd onthou, as dit in geloofsake gaan, en ons begin oor onsself dink, dan moet ons hou wat gebeur as 'n mens na die son toe kyk. As die mens na die son toe kyk, dan is jy heeltemal verblind. Jy kan nie in die son kyk nie. En daardie beginsel geld, as ons aardse prestasies aan God se standaard meet. Die oomblik as ons die pragtigste en die mooiste wat 'n mens kan presteer, as ons dit aan God se standaard meet, dan kom ons agter, maar ergens werk die plan glad. Die Bybel verduidelik vir ons daar by die toring van Babel, verduidelik hy dit so mooi. Die mense het gebou, en toe hulle nou luk hulle is in die hemel, dan sê die Bybel, toe het God afgegaan om te kyk. Dit is eintlik so 'n bietjie spot met die mensdom se arrogansie. As ons dink ons het nou regtig dit reg gekry, dan is dit in die oë van ons hemelse Vader eintlik maar 'n stukkie niks. Die verskil dit wat die mens doen, of wanneer is dit wat die mens doen vir God aanvaarbaar? Dit is net aanvaarbaar as dit vanuit opregte geloof geskied.
Die oomblik as 'n mens so 'n stukkie menslikheid daar bysit, dan is ons van die pad af. Die oomblik as ons net so klein bietjie onsself wil bevoordeel of ons eie beeld wil blaas, dan het die sonde klaar ingesluit. En dan is dit eintlik al klaar in 'n groot mate verby. Hoe weet ons dit? As ons gaan kyk in die Ou Testament, tekste soos Psalm 51, Psalm 119. Psalm 119 is die langste psalm in die Bybel. En daar's een rooi lyntjie wat so deurloop deur die hele psalm. En dis hierdie versmagting wat hy het na die woord. Dit is hierdie dorstigheid wat hy het. Ek sê maar die woord is so kosbaar, want daar staan sulke mooi dinge. Dit kan net waar wees as hy besef dat hy uit homself uit nie daarby kan uitkom. Dis hoekom dit hoër is as die mens. Dis hoekom dit mooier is as enigiets wat 'n mens kan regkry. As hy vra, hy sê, Here, maak U my geskik. Leer U my U weer. Dan staan ons by die gedeeltes wat ons volgende gesê het. Psalm 94 vers 11 wat sê, die Here weet 'n mens se gedagtes kan tot niks kom. 2 Korintiërs 3 wat sê, maar dis hy wat ons bekwaam maak. Wat beteken dit dan dat ons robotte is? God vat ons en hy programmeer ons en dan doen ons net sy wil. As dit maar die geval was, dan sou dit dalk gaaf gewees het. Want dan sou daar nie so baie kwaad in die wêreld gewees het nie. Waar hak dit vas? Waar kom die ding vandaan dat die mense in die oggend opstaan en in die spieël kyk? En dan moet ons elkeen vir onsself vra, wat het jy nog gister weer aangevang? Daar's 'n rede hoekom die Bybel praat van terugkeer na die Here toe, van bekering, van berou. En dit het met ons siel te doen. En agterna sal jy die pragtige daarvan hoor. As ons dit nou met ons daaglikse arbeid vergelyk, ons menslike wese is deel van die wêreld, so ons kan dit met die wêreld vergelyk. Hoekom is dit nodig om jaar vir jaar weer te ploeg? Hoekom kan ons nie maar een keer ploeg, plant, klaar kry en vir die volgende lang ruk die vrugte daarvan kry nie? Want dit is die aardse karakter en sy manier. En daardie ding wat ons dalk net vir een seisoen leef. Nou sê ons moetswillige kant, goed, kom ons los die 1 jaar gewasse en ons sit 'n plantasie neer, bome leef lang. Ploeg ons die land leeg, ons skryf reg en ons plant bome. Nou moet jy gereeld gaan kyk vir siektes, gereeld medisyne spuit, jy moet kyk dat die waterpype werk, jy moet sien dit stop nooit. Of 'n mens nou met 1 jaar gewasse of meer jaar gewasse of met skape of met beeste boer, die beginsel is altyd dieselfde. Jy moet altyd weer terug gaan na kyk waar dit nou weer skeef geloop. As ons na ons siele kyk, dan sien ons maar daardie beginsel geld nog steeds en hy geld weer. Die ou profete het gesê, waar kry jy dit? Dat 'n volk vir homself 'n waterbak kap wat gekraak is. Nou as ons daardie beeld van die gekraakte waterbak vat en ons sê ons siel werk dieselfde, dan is ons siel soos wanneer 'n mens probeer om water met 'n sif te skep. Jy kan skep en jy kan skep en jy kan skep, en dit gaan net nooit werk nie, want
hierdie bak wat jy gebruik is nie geskik daarvoor om water te skep nie. En as jy iets met hom geskep kry, dan is dit nie jyself wat so oulik is nie, dan is daar iets anders wat daar werk. En dit is die ding wat ons moet verstaan. In ons daaglikse lewe, as ons met onsself wil saamleef, dan moet ons verstaan, ons siele werk, soos daar die sif waarmee die mens probeer water skep. Die kan nie. Dit is hoekom die Here sê, hy weet, die gedagtes van die mens beteken niks. Uit onsself uit kan daar niks goeds kom nie. Die bekwaamheid kom van God. Hoe groot genade is dit dan? As ons die dag besef, dat ons grootste stryd in hierdie lewe met onsself moet wees. Ons moet nie met die liewe Heer stry oor iets wat hy oor ons lewenspad bring nie. Ons moet nie te veel met die Satan stry oor dit wat ons dink hy in ons lewe doen nie. Ons moet eerstens elkeen met onsself begin stry. Want as ons nie besef dat die fout by onsself, die grootste fout en die grootste hakplek, as dit by onsself lê nie, dan kan ons nooit vorder. As daar die gekraakte bak nie wil toegee en nie wil besef dat hy 'n gekraakte bak is nie, dan gaan hy heeltyd met iemand en iets anders raas beklei. Maar hoe groot is die genade dan, dat die Here vir ons in sy woord sê, dat ons besef, ons is gekraakte bakke. Ons is potte wat maklik breek. En dit moet ons nou goeie moed gee. Hoekom? Hoe kan dit vir ons goeie moed gee? As ons moet toegee dat ons stukkend is. Want nou moet die gekraakte bak gaan terugkyk oor die lewe. En sê, maar hoe is dit moontlik dat ek gekraakte bak al hierdie dinge kon regkry wat in my lewe al gebeur het? Hoe is dit moontlik dat 'n gekraakte bak ergens kon water gee? Hoe is dit moontlik dat 'n sondige siel 'n ander sondige siel met goddelike waarhede kan troos? Dit kan nie aan my eie prestasie te danke wees. Dit is onmoontlik. Dan moet die gekraakte bak kan sê, maar dit moet tog enorme genade wees, dat ons Hemelse Vader ons so gebruik, dat ons op hierdie of daardie of so manier sy lig laat skyn, sy woord uitdra. En dan is ons op die regte koers. As ons onsself ken en verstaan en begryp, maar hier gaan net altyd weer 'n fout uitbroei. En terselfdertyd kyk ons terug en ons sien nogtans het die Here ons gebruik om sy werk op die aarde te doen. Dan is dit tog die pragtigste ding as ons net kan dankie sê. Dankie Vader vir die maniere en die tye en die plekke wat U ons gebruik het. Dis nie ons prestasie. Dan maak dit sin as die Bybel vir ons sê, hy ken ons gedagtes. Hy verstaan dat ons in onsself net weer al die foute gaan maak. En dan laat hy die dinge waar word wat ons nooit sou gedink het. Elkeen van ons moet elke dag die goeie stryd stry. Elkeen van ons moet elke dag vir onsself vra, hoe gaan ons gebruik gekraakte kruik, ek stukkende mens? Hoe gaan ek
God se wil hier laat gebeur. En met my swak vermoëns, al ken ons nie die woorde nie, al het ons nie die gedagtes nie, al praat ons krom en skeef, al is ons woorde te min, al sukkel ons met hierdie of daardie of so 'n probleem wat deel is van menswees, dan kan ons nogtans gaan om daardie een saadjie vir ons Here in die grond te druk. En te sê, ons lydende mens, ons wat so sukkel, ons het die pragtige voorreg om daardie saadjie te plant. Nou het ons dit gedoen en van daar af is dit ons Hemelse Vader se genade as daar enige iets van kom. Broers en susters, hoe ernstig was die sondeval? Dit was totaal, geheel en al. Dit het van 'n pragtige kruik 'n gekraakte bak gemaak. Hoe groot is God se genade? Net so totaal, net so mooi. En ons is die mense wat dit ken, wat dit weet, wat dit verstaan en wat dit kan leef. Christus gekruisig is, was dit juis daarvoor dat ons die gekraakte bakke is. Toe hy na die hel toe neergedaal het, was dit om ons te vergewe dat ons nie die kraak toe kry nie. Hy is altyd daar. Hy gaan altyd lek. En toe hy opgestaan, was dit juist sodat ons kan verstaan. Môreoggend staan ons op en ons doen daar die een dingetjie wat ons hand vind om te doen. Van daar af vorentoe is dit God se genade as daar enigiets goeds van kom. Amen. Kom ons bid saam. Ons heilige Hemelse Vader, ons as u gebroke kinders is in u heilige naam bekaar. Ons as mense wat aangeraak is deur die genade, bely dat ons besef, ons skiet altyd tekort, aan ons eie kant is daar net tekortkomings, en ons bely ons afhanklikheid. Want as dit nie vir u was, die Heer, sou ons beste en ons mooiste poging net onskeef. Hoe groot is die genade dat ons kan ken? Hoe groot is dit om te weet dat daardie breuk wat tussen u en ons geslaan is, reeds volledig herstel is. Ons sien dit toch net nie elke dag se lewe. Hoe pragtig is dit, Heer, dat ons as gemeente kan vergader, dat ons kan bid vir onsself, en dat ons ook kan bid vir elke enkele ander gemeente in die hele wye wêreld. Oral daar waar u weet, u kinders by mekaar is, dat ons mag vra, dat die Heilige Gees daar kan inslaan, en dat mense harte tot u eer verander kan word. Ons is verleë vir u teenwoordigheid. Ons is skaam, Heer, wanneer ons teenoor u heiligheid ons eie gebrokenheid besef. En ons is dankbaar as ons verstaan dat ons juis deur u heiligheid veilig is. Ons pleit vir elkeen van ons lidmate wat nie by hulle huise kan wees nie, vir elkeen wat ver werk, vir elkeen wat net tussendeur kan terugkom. Ons pleit vir hulle wat worstel om elke dag te oorleef,
bid vir elkeen wat vasgevang is met 'n stryd na liggaam of siel of gees. Ons dank U vir die mate van voorspoed wat ook elkeen van ons mag geniet. Want U sal ons nie bo ons vermoë beproef nie. U laat nie een van U kinders vergaan. Wil U tog ingryp in ons stikkende lewens en stikkende harte. Wil U so ons werk dat ons daaglikse goeie stryd 'n vrolike stryd mag word tot U eer. Ons bid dit in nederigheid in Christus naam. Amen. Psalm 562 in die Liedboek, strofe 3 en 4. En in die ou boek is dit 353, strofe 5 en 4. Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en beskerm, die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.